Prys die Here, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, vanmôre kom ons na U troonkamer in die naam van ons Here Jesus Christus. En Here, ons dank U vir 'n voorreg soos hierdie, waar almal nader gekom het wat U getrek het, Here. Gedryf deur die Heilige Gees is ons hier saam, Here, net om U naam groot te maak, om U te eer, te loof, te prys en te aanbid, met hart, met siel, met gees en met verstand. Wil U, o Here, in hierdie oggend vir ons seën, Here. Verberg my as mens agter die ruwe kruishout. Maar kom raak U, Here, hierdie lippe aan met 'n kofkier afkomstig die altaar. Ek erken my diepe afhanklikheid van U af, Here. En Vader, wil U ook elkeen wat kom aansit het aan hierdie maal wat U voorberei het, Here, dat harte van 'n klip sag sal wees, dat dit totaal ontvanklik sal wees vir U woord, Here. En my God, vir elkeen wat 'n begeerte het, vra ek dat U dit in vervulling sal bring. Vir elkeen wat vermoeid en belas is, dat U rus en vrede sal gee vanoggend, Here. En vir hulle wat siek is, Here, wil ons bid in die naam van Jesus Christus, dat U, my God, hulle sal aanraak en hulle sal genees. En Here, U skryf in U woord, U sê geloof kom deur die gehoor deur die gepredikte woord van God. Mag U woord vanmôre harte oortuig, mag U woord vanmôre harte aanraak, mag U woord vanmôre lewens verander, Here, en mag U woord vanmôre totale vernuwing bring in elkeen se gemoed, Here, sodat wanneer ons anders hier sal uitstap, wanneer ons hier ingestap het. En ek dank U, Here, dat U woord vir ewig is en vir ewig dieselfde sal bly. Seën dan nou ons verrigtinge, seën ons inseën vanmôre, Here. En ons vra dat alles sal geskied volgens die raad van U wil alleen, in Jesus naam. En die hele volk sê, die wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here, jy kan die sitplekke neem. Voorreg om vanmôre hierdie diens kan waarneem in die naam van ons Here Jesus Christus. En geliefdes, aangaande die inseëning wat ons geniet vanmôre en gaan laat plaasvind volgens die woord van die Here, het ek hierdie skrifgedeelte uit die boek van Markus geneem en vir die Here gevra om vir 'n woord, sodat ons almal hierdie skrifgedeelte ter harte kan neem. En dit is tog so werklik en dit is so waar dat ons die woord van die Here net kan lees soos wat hy staan. Baie wil iets anderster in die woord lees as wat daar staan, anders wil iets anders sien as wat daar staan. Maar ongelukkig het ek nie daardie vermoë om dit vir jou so anders as wat jy dit graag wil sien, kan uitlê nie. Ek lees maar wat hier staan en dan doen ons dit, soos wat die Here Jesus Christus dit ook maar gedoen het. Daarom kom ons lees saam uit die boek van Markus, die 10de hoofstuk, die 13de tot die 15de vers. In hierdie gedeelte het hulle die kindertjies na Jesus gebring. Hoekom het hulle dan na Jesus toe gebring? Want die ouers het 'n begeerte gehad dat hierdie kinders geseën moet word. Hulle het 'n begeerte gehad dat Jesus hulle ook moet aanraak en dat daar oor hulle gebid moet word. En kyk mooi wat gebeur en luister mooi wat gebeur hier in hierdie gebeurtenis. En hulle het die kindertjies na hom gebring, dis is Jesus, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels
het die wat hulle gebring het bestraf. Vers 14, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Vers 15, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hier is die belangrike gedeelte in vers 16. En het sy arms om hulle geslaan, sy hand op hulle gelê, en hulle geseën. Ek wil ook hê ons moet lees in Spreuke 16, vers 25, wat op die bord verskyn. Spreuke 16, 25. Kan dit vooraf vir u gee, maar ek wil graag hê vanmôre dat ons alles saam sal lees tot eer van die Here en tot eer van sy groot en heilige naam. Daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk. Salomo het dit geskrywe. Maar die einde daarvan is die weë van die dood. Wil jy moet ag slaan op hierdie gedeelte, die vorige vers. Daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk. Maar die einde daarvan is die weë van die dood. 'n Klein seentjie, Zayden, wat ons ook inseën vanmôre, kom na sy pa toe en hy vra vir Dana, papa, hoe groot is God? Sy pa het lank gedink daaroor en toe sê hy, so groot dat hy die hemel gemaak het. So groot dat hy die aarde gemaak het. Maar so naby dat hy in jou hart kan woon. En Zayden het geglimlag en gesê, dan wil ek hê, hy moet bly in my hart. Kinders van God, wanneer ek na hierdie skrifgedeelte kyk, dan sien ek, Christus praat hier eintlik van eenvoudige geloof. Hy praat nie van ingewikkelde geloof nie. Hy praat van oop en eerlikheid. Hy praat van vertroue. Hy praat van om te aanvaar sonder om te bevraagteken. Hy praat van aan te neem sonder om nou dadelik te verstaan. In hierdie wêreld waar volwassenes te slim geraak het vir geloof, wys Jesus ons dat die pad na die hemel loop deur 'n kinderhart. Dis wat hy hier vir ons wys. En ek wil graag hierdie gedeelte vir u uitlê vanmôre. En as ons by vers 13 begin, staan daar geskryf en hulle die kindertjies na hom gebring dat hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Ek glo nie dat daar 'n enige ouer is of grootouer is wat nie wil hê dat sy kind of kleinkind geseën moet word nie. Almal het daardie begeerte. Want
selfs die ouers van vanmôre, om hierdie kind toe te wy aan die Here, is 'n daad van geloof en nederigheid. Dis 'n bewys dat jy die wêreld nie vertrou nie, maar dat jy die Here vertrou wanneer jy hom toewy aan die Here. En dit wat hierdie ouers wou gehad het, maar die disippels het hulle eie gedagtenis gevolg. Die disippels het hulle eie idees gehad. Die disippels wou hulle, dit wat hulle geleer het in die lewe, wou hulle hier toegepas het. Maar vir die Here Jesus was dit anders. Hoe maklik kan gelowiges verkeerd oordeel oor dinge wat vir die Here Jesus belangrik is. En hulle het gesien dat die Here Jesus die dooie opgewek het. Hulle het gesien dat die krepele loop, hulle het gesien dat die verlamde weer opgerig word. Hulle het al hierdie dinge gesien. Maar hulle eie idees, hulle eie gedagtes, waar hulle groot geword het, hoe hulle groot geword het, was vir hulle meer belangrik as die woord van die Here. En dan sien ek in vers 14, het die Here Jesus kwaad geword vir die disippels. En in die Grieks beteken dit, hy was ontsteld. Hy was gegrief gewees, toe hy sien wat hierdie disippels doen. En Jesus sê vir hulle, die koninkryk is nie net vir hierdie kinders nie, maar is vir elkeen wat soos hierdie kind word. Soos ek en jy die koninkryk wil ingaan, moet ons word soos 'n kindjie. Wat hy eenvoudig glo, sonder om te verstaan. Ons moet word soos 'n kindjie wat hulle self nie groot ag nie. Wat oop en eerlik met die Here is. Want dis wat die Here van jou en my tog verwag en verlang. En dan sê vers 15, Jesus gebruik 'n kind as 'n beeld om die geloof te ontvang. Geliefdes, ek sien nie hier dat enige verdienste te sprake is nie. Dat goeie werke te sprake is nie. Dat wie ons is te sprake is nie. Wie ons voorouers was te sprake is nie. Ek sien nie hier dat enige iets wat iemand anders doen te sprake is nie. Ek sien hier alleenlik kom die Here Jesus en hy praat met die mensdom, met hulle self. Kind van die Here. Ek sien ook nie, hy kom hier en hy neem prestasies om te presteer in ag nie. Glad nie. Hy kyk alleenlik na die kinderhart, wat so vol vertroue is, wat so vol hoop is, wat uitsien na 'n toekoms, al is dit vir hom hoe onbekend. En ek wil sê vanmôre vir elke ouer in hierdie kerk, dat jou kind kyk op na jou toe. Elke kind kyk wat jy doen en sê. En so moet ons ook na God toe kom, sonder trots, sonder enige selfregverdiging,
maar met geloof en dankbaarheid. Sodat ons kan weet dat die Here, ons God, in beheer is van jou en in my lewe. Dan kom vers 16. En hierdie vers 16 veroorsaak baie verdeeldheid op hierdie aarde. En ek weet dat baie mense gaan met die geloof eerder by die huise bly as om kerk toe te kom. En een van hierdie dinge was in hierdie afgelope tyd waar Dani Botha gesê het, die koms van die Here is die 23ste, die 24ste en die 25ste. En een van daardie 3 dae sal dit wees en dit het nie so gebeur nie. En dit veroorsaak negativiteit. Is dit so? Mense wat altyd kerk toe gekom het, mense wat die Here dien sê, as dit hoe die predikers opereer, hoe kan ons na hulle luister? En baie mense het negatiewe ervarings rondom die aangeleentheid en dit wat vanmôre gebeur in hierdie kerk het daar ook negatiewe ervarings. Negatiewe dinge en mense hou vas aan die verlede, mense hou vas aan sienswyse van mense en mense kom na my toe en sê, prediker, wil jy sê my grootoupa is verkeerd? Wil jy sê my pa is verkeerd? Wil jy sê my ma is verkeerd? Ek wil vanmôre vir jou sê gemeente, ek sê vir jou niks nie. Maar is jy bereid om die woord van die Here te aanvaar soos wat hy geskryf staan? Is jy bereid om die woord van die Here te glo? Want jy sien, ons hou vas so graag aan mense en vanmôre wil ek weer sê wat ek altyd sê, moet aan geen mens vashou nie. Hou vas aan die woord van die Here. Moet na geen mens kyk nie, kyk na Jesus Christus. Want ek sê vanmôre vir jou en ek sê dit 'n vorige geleentheid. Ek weet nie hoe lank die kerk nog gaan oop wees nie. Ek weet nie hoe lank ons nog die Here vrylik kan dien nie. Ons gaan in hierdie afgelope party maande teen die einde van die jaar behoort ons meer uitslag en meer lig op die onderwerp te hê wat ons dan nadat ons vergader het met die nodige personeel van die regering. Geliefdes, maar vanmôre is jy en ek vir die Here belangrik. Die Here skryf in sy woord, hy sê, min is hulle wat gepad gevind het, wat na die ewigheid lei. Min is hulle. Stry jy hard om in te gaan. So wat sê die Here eintlik vir jou en my? Dat ek en jy 'n pad moet vind. En ons moet op daardie pad bly. En ek het laas Sondag vir jou gesê, hierdie is nie 'n 100 meter reisies nie. Hierdie is 'n marathon. Hierdie is 'n marathon en ek wil vanmôre 'n vergelyking maak in hierdie kerk. Mag ek dit doen? Anthony, jy's lekker groot, kom hierso. Kom staan vir my hierbo. Staan vir my daarbo. Marnus, kom staan hierso. Louis, kom hierso. Kom jy ook so mee hierso. Wynand, kom jy ook so mee. Kyk julle almal daarna, Anthony, toe draai so en toe kyk na die man toe op die weg. Kom staan hier in 'n ry. Nee, jy kan vorentoe kyk. Dan kyk jy vorentoe. Dankie broer. Okay, kyk nou mooi. Ek wil vanmôre 'n voorstelling maak en ek wil hierdie voorstelling maak sodat jy 'n besluit kan neem. Kom hier so groot seun. Staan hier langs hierdie man. Ek het groot manne gekies vanoggend. Prys die Here. Okay, Anthony, stel voor ons Vader in die hemel. Dis net 'n voorstelling, hy is dit nie, hy stel dit voor. Hy is die Vader in die hemel. Is dit so? Nou goed, hierso het ek vir Liter, Marnus is Liter. Hierdie jong man het ek vir Kalfyn. Hy's Kalfyn. Hier is Dani Botha. Hier is Royes Strauss. Wat so groot predikus nou? Hier's Bruce Wilkinson. Groot predikus. Kom ek wil vir Bill Hybels ook hier voorkry. Kom hier so. Hy's Bill Hybels. Bill Hybels besit die grootste kerk in die wêreld. Hier's hulle almal nou, groot manne. Geleerde manne staan nou hier voor die Vader in die hemel. En ek wil nou hê dat julle manne by die Vader in die hemel
'n plek vir my moet gee. Kom mense, hulle moet nou, van weet jy wat nie, ons loop agter Liter en Calvin aan, ons loop agter broer en suster White aan, in die Midde-Ooste, ons hardloop agter Benny Hinn aan, ons hardloop agter Joyce Meyer aan, ons hardloop agter mense aan, en nou hierso is die Vader in die hemel, kom gou hierso, nog iemand, Daantjie kom hier, Daantjie kom staan in hierdie regterhand van hierdie man, in die regterkant, hy stel Jesus voor, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nie een van julle, nie maak nie saak wat se kerk jy is nie, maak nie saak wat jy glo nie, maak nie saak hoe geleerd jy is nie, want ek het nou vir Liter Calvin, ek het vir Billy Hybels hierso, ek het vir Dani Botha hier voor, ek het van al die grootste predikers in die land, ek het vir Bruce Wilkinson hier voor, ek het die hele lot grootste manne hier voor, en hulle moet nou vir my plek gaan gee in die hemel. Hoekom nie? Julle loop dan agter hulle aan. Wie as 'n lewe vir my plek kan gee? Jesus Christus, hy is die weg. Hy is die waarheid en lewe. En die Vader is al wat my naam kan aflees van die rol af. Wie het hom ingeskryf? Jesus het hom ingeskryf, Openbaringe 5. Amen. Verstaan almal van julle vanmôre, dat, hoor net vir my vanmôre, julle loop agter mense se gelowe aan. Julle loop agter wat mense sê, daarom bedoop julle klein babietjies, want dit kom van 1896 af, van Liter en Calvin in die stelling van Lieterenburg. As jy nie jou teologie ken nie, sal ek dit gou vir jou leer ook. Dit kom van 1896 af, daar staan nêrens in die Bybel nie, nie professor Kronig, vroue professor Konig, nie professor Stoffberg, nie professor van Skalkwyk, nie een van hulle, het 'n woord in die Bybel, dat 'n babietjie gedoop moet word nie. Daar staan nêrens in die Bybel nie. Dit kom van Liter af, waar's Liter? Hier's Liter, en dit kom van Calvin af. Dis die twee manne wat gesê het, babietjies moet gedoop word. En hulle het die grade, hy het die twee manne, en die rede daarvoor is, hierdie twee manne, het die graad in 1 jaar klaar gemaak. En raai wat, ek het wit en swart bewyse daarvan, ek het dit ook gedoen. Want ek het vir hulle gewys, die rede dat julle daar agter hulle wil aanloop, omdat hulle 'n graad in 1 jaar klaar gemaak het, gee hulle nie die reg om teologie te skep en die mense daar agter aan te loop nie. Want jy kan nie agter my aanloop nie. Ek is feilbaar, soos enige ander mens. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus Christus aan die regterhand, hy's nie feilbaar nie. En die Vader wat in die hemel is, hy's regverdig. Hy het die Gees in ons harte uitgestort om ons te lei. En ons het vanmôre 'n insiening. Gaan ons bereid wees om na die woord van die Here te kyk, en nou is ek af van die papiere af. Nou gaan ons bereid wees om na die woord van die Here te kyk en te sê, maar dis die regte ding om te doen, omdat my woord van my God so sê. Of wil jy agter Liter en Calvin aanloop? Die keuse is joune. As jou voorouers agter Liter, my ouma het agter Liter en Calvin aangeloop. Sy het hulle evangelie gepromoveer, sy was bereid om haar lewe daarvoor te gee. Gelowiges, hier's 'n voorbeeld vanmôre, en weet julle wat nie, wie hoekom dat ek hierdie manne hier staan? Die woord sê, die woord van God sê in Openbaringe, klein en groot, gaan voor die regterstoel van God staan. En ons almal, selfs ek wat op die kansel staan, wat nou hierdie blou toga aan het vanmôre, op aandring van my kinders, gaan ook hier staan. En ek gaan ook saam met hulle moet rekenskap gee van elke woord wat ek oor hierdie kansel gepreek het, van elke woord wat ek vir mense gesê het, van elke daad wat ek gedoen het in my lewe, gaan ek moet rekenskap voor die God van hemel en aarde, gaan ek moet gee. Almal van ons, klein en groot, gaan hier staan, waar hierdie manne staan vanmôre. Nou vra ek vir jou, agter wie wil jy aanloop? Agter wie wil jy aanloop? Agter hierdie manne, die dominee en die paus en die pope, of wil jy agter Jesus aanloop? Hy wat hier, die Vader het gesê, hierdie Vader het gesê, so lief het ek julle almal,
So lief het ek julle almal, dat ek my seun gegee het. Waar kom die seun vandaan? Gegenereer is. Psalm 2 vers 7, Hebreërs 1 vers 5, Handelinge 13:33, wie nog hê? Hy's gegenereer, deur wie? Deur God. Is hy gegenereer? En hy het gesê, elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. So met ander woorde, nou kom Jesus en hy leef op hierdie aarde en hy sê, julle noem my Heer en Meester, maar julle doen nie wat ek sê nie. So na wie moet ons luister? Na Christus Jesus. Dankie al hierdie groot manne, ek waardeer julle, en dankie julle. So wat wil ek vanmôre vir julle sê? Of jy dit nou vanmôre daarvan hou, of jy dit vanmôre nie daarvan hou nie. Die waarheid moet jou en my vrymaak. En of jy nou uit Piet se kerk, of Koos se kerk, of Jannie se kerk, ek gee nie om waar jy vandaan kom nie. Ek en jy moet begin sê, ek is van Christus. Ek is nie van Apollos nie, ek is nie van Petrus nie, ek is nie van Paulus nie, maar ek is van Christus. En as Christus jou Heer is, met jou teologie nie vanmôre, van broer en suster White daar die Midde-Ooste van dit vir die apostels vandaan kom. Hierdie nuwe gelowe kom van enige of ander plek uit Amerika uit. Ek wil vanmôre sê, sit alles een kant toe, en begin om Jesus Christus te aanvaar as jou persoonlike saligmaker, verlosser en koning. Begin om Jesus na te volg. En wat het Jesus gesê? Kom ons kyk wat sê Jesus Christus. Sit vir my op Matteus 28 vers 19. En ek het seker mooi goed op hierdie papier geskryf, maar die Gees van die Here kom en hy dryf my vanmôre tot hierdie waarheid. En ek gaan net die ouerlike deel gaan ek met jou behandel. Die woord van die Here kom en hy dryf my tot hiernatoe. Hy sê, 28:19. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. Hoor mooi, maak disippels van al die nasies. En nadat hy 'n disipel geword het, moet ek wat doen? Dan moet ek hom doop. Of moet ek hom nou eers doop en dan 'n disipel maak? Dit is jy moet nou mooi dink vanmôre. Jy moet mooi besluit vanmôre. En julle wat nog nie gedoop is nie, hier's 'n doopkursus en hulle leer jou alles. Ek sit nie net mense deur die doopwater om te sê ek het 400 mense aan die einde van die jaar deur die doopwater om goeie statistiek te hê nie. Ek is nie 'n statistiekman nie. Ek is 'n godsman wat die woord van God glo. Jy moet verstaan voor jy iets doen. Daarom wil ek hê vanmôre moet jy verstaan, hoekom seën ek hierdie kind in? Hoekom dra ek hom, hoe wy ek hom toe aan die Here? Nie omdat ek so besluit nie. Nie omdat ek so groot gemaak is nie. Maar omdat my woord van God so sê. Nou kyk nou hierso, hy sê, gemaak disippels van al die nasies, en wat dan? En doop hulle. Moet ook nie net eenmalige onderdompeling nie. Daar staan geskryf in die Grieks, baptizo, wat beteken herhaaldelike onderdompeling. In wie se naam? In die naam van die? En die Seun? En die Heilige Gees. En wat doen ons daarna? Nou is ons reg, nou is ons hemel toe. Nee, ons is nie. Nou moet ons leer om die dinge te onderhou wat ek julle beveel het. Presies wat Jesus dan vir ons sê, moet ons nou gaan doen, kinders van die Here. Kom ons bevestig dit. Sit vir my op Markus 16 vers 15. Ek gaan die ander deel nou met jou behandel. Ek is nie, die lem is 'n tweesnydende swaard. Dit sny nie net een kant toe nie. Hier so staan hy. En hy het vir hulle gesê, wie sê hy? Jesus sê vir hulle, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Volgende vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, waar is hy dit? Hy sal gered word. Ek wil 'n klein babietjie hier voor hê. Bring sommer daai pop hierso. Bring maar daai babietjie. Kyk na die gemeente toe. Kyk maar na die gemeente toe. Enige iemand in hierdie hele wêreld. En hoor mooi, hierdie ding word die hele wêreld uitgesaai. Enige iemand in hierdie hele wêreld. Kom nou. Laat hierdie babietjie nou glo. Dan beloof ek jou, maak ek die bad vol water en ek doop hom. Enige iemand. Want daai Bybel sê vir my, voordat ek hom moet doop, moet hy eers kan glo.
Anders is dit my nie geoorloof om hom te doop nie. Enige iemand. Is daar iemand in die kerk wat wil probeer? Staan op, ek gee jou regtig, ek gee jou die mic ook. Is hier niemand nie? Dankie gesit, suster. Jy sien kinders van God, maar kom ons kyk na die ander kant van die koin. En nou het ek slegte nuus vir die susters. Ek het regtig slegte nuus vir julle. Kom ons sê die kleindoop is reg. Het ek vanmôre met my eie oë gelees dat die rede vir die kleindoop is dat die kleindoop het in die plek van die besnydenis gekom. Ek het slegte nuus vir julle. Sit vir my op Genesis 17. Genesis 17. Ek moet net 'n bietjie dink, gee my net 'n sekonde. Genesis 17. Ek moet net onthou waar dit staan. As ek hier goed lees, sal ek onthou Genesis 17. Kom ons begin daar by vers 10. Ek is seker dit sal daar iewers te wees. Genesis 17 vers 10. Kom ons probeer. As die Gees my nie in die steek laat nie. Kyk wat skryf die woord van die Here. Dit is my, ek wil jy moet dit lees, gemeente, jy moet dit lees. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat? Nee, julle moet nou mooi lees. Lees hard, kom ons lees hard. Al wat onder julle moet. Nou as die doop in die plek van die besnydenis gekom het, waartoe gaan julle dogtertjies? Julle plekjie is geboek in die hel. Hoekom sê ek so? Dis wat die Bybel sê, wat die mense sê. Dis wat Luther Calvin gesê het, dis nie wat ek sê nie. En almal glo dit. En almal loop agter Luther Calvin af. Soos as Judas bok agter 'n klomp skape agter Judas bok aanloop op pad na die slagplek toe. Het julle geweet dat Judas op die einde weggedraai het? Die Judasbok draai weg en die ou skape gaan almal in die slagplek in. En dan staan hy daar buitekant en vreet gras en lag vir hulle. Dis presies wat hier gebeur. Almal wat manlik onder julle is, moet besny word, vers 11. Julle moet aan die vlees van die vooruit besny word. En dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Ag, julle is van die Here, ek het al die teksverse gaan naslaan. En 100% seker gemaak. Hoekom sê ek die dogtertjies gaan hel toe? Sit vir my op. Johannes 3 vers 3, vanaf vers 3. Johannes 3 vers 3. Voorwaar. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God. Kyk mooi. Nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie. Vers 4. Nikodemus sê vir hom, hoe kan ons die tweede keer in die skoot van ons, as ons oud geword het, hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en weergebore word nie. Kyk wat sê Jesus vir hom. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie. So met ander woorde, as iemand nie gedoop is nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, hoe moet ek weet wanneer ek gedoop moet word? Ek moet kan onderskei tussen reg en verkeerd. En nou beloof ek jou, ek wil hê julle moet gaan kyk na julle 83 vertaling Bybel, het nie hierdie teksvers in nie, sit vir my op Handelinge 18:37. Handelinge 8 vers 37, Handelinge 8, 37. Ek kom by die ernstige deel van die ouers, ek kom by julle ouers. Ek wil hê jy moet verstaan hoekom ons hierdie kind inseën vanmôre. Toe sê Filippus, as u met u hele hart glo, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus die Seun van God is, vers 38.
Ek glo dat Jesus die seun van God is. So met ander woorde, Filippus kon gepraat het. Filippus kon 'n belydenis gemaak het. So hy was nie 'n babatjie nie. Dis vers 19, vers 37. Vers 38, hier is vers 19. En hy het beveel dat die wa moes stilhou. En hulle al twee het in die water afgeklim. Filippus en die hofdienaar. En hy het hom, hoor net vir my vanmôre, of jy nou daarvan hou of nie, nêrens in hierdie Bybel het enige iemand 'n kind besprinkel nie. En as hy gaan oor die verbond tussen God en die mens, gaan julle al julle dogtertjies hel toe en kan julle nie gedoop word nie. En ek sê nie julle gaan hel toe nie, ek wil julle graag in die hemel hê. En ek is seker daarvan, as die Here Jesus Christus, sit vir my op, terug daar, Markus 10, vers 16. En ek is seker daarvan, as die Here Jesus Christus wou gehad het, dat ons kindertjies moet doop, het hy beslis nie die hande op hulle gelê nie. Het hy hulle nie geseën nie, sou hy hulle gedoop het. Want hy het gekom om al die priesterskapwette, Levitiese priesterskapwette tot nul te maak, sodat ons, wat die wet nie meer in die wet kan vashou, want die wet kon nie regverdig nie, maar jy word gelelik geregverdig deur jou geloof in Jesus Christus, deur jou geloof in die woord van die Here. En kyk wat het die Here Jesus gedoen, hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê, en hy het hulle geseën. Maar ek wil vanmôre nie net daarby stil staan nie, ek wil ook vanmôre by die ouers stil staan. En ek wil vanmôre sê, sit so lank vir my op, my broer, Spreuke 22 vers 6, dat die Here verwag van ons as ouers, om ons kinders te dissiplineer. En ek weet julle hou altyd net 'n halfuur kerk. En ek weet julle hou net so lank kerk, maar vanmôre wil ek jy moet hoor wat sê die woord van die Here vir u. Die woord van die Here sê vir jou vanmôre, kinders moet gedissiplineer word in liefde, nie met woede nie. Nie met woede nie. En nou sê die skrif, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook oud word en daar nie van afwyk nie. Hoor mooi, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Dit wat jy moet leer, moet jy jou seun leer. Jy moet hom onderrig. Ouer, jy moet die kinders onderrig in die weë van die Here. En dan as hy oud word, sal hy daarvan daardie weë nie afkeer nie. En ek moet sê, my hart is seer, want kinders wat in die huis van die Here groot geword het, is besig om die Satan te dien. Dit is sleg. Spreuke 13 vers 24. Spreuke 13:25. Ek wil vir jou alles lees vanmôre. Want ek kan nie vanmôre vir jou oortuig nie, maar wanneer u die woord lees, kan die Gees van die Here jou oortuig. Wie sy roede terughou, hoor mooi. Julle kan nou luister vir die regering. En julle kan nou na die regering se pype dans. Julle kan maar teen God draai, dis reg. Maar my God het gesê, wie die roede terughou, haat sy seun. Hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Hoekom? Hoekom met tugtiging? Want hy wil hom rig. Hy wil hom onderrig. Man, ek het meer pak slaas kos gekry, is daar fout met my? Hebreërs 12:7 en 8. Kinders van God. Toe die Hebreërs vir Paulus bevraagteken, juis oor die kinders. Juis oor die kinders. Kyk wat sê Paulus vir die Hebreërs. Nou kom ons leer hier uit. Kom ons leer net hier uit.
Hy sê, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie in Suid-Afrika? Vers 8. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Kyk hoe streng is God rondom die tugtiging. Nou staan die predikers voor in die kerk en hulle sê vir julle almal, luister manne, vroue, as jy jou 10de betaal, gooi net jou 10de in. Kyk, dit is hulle eerste woorde. Gooi net jou 10de in. Bring netjies jou geld hier na die offermandjie toe, dan is jou pad gerig. Ek sê vir jou vanmôre anderster. Ek sê vanmôre vir jou, dat ons God gaan toelaat, dat daar moeilike dae in jou lewe kom, maar hy gaan jou nooit alleen los nie. Dan gaan daar kom wat ongemaklik is, dan gaan daar kom wat jy frustreerd is, dan gaan moeilike dae in jou lewe kom, maar ek sê vir jou, ons God sal jou nooit alleen los nie. Want ek leer uit hierdie skrifgedeelte uit, dat God toelaat ons getugtig word, om ons te vorm, nie om ons te breek nie. Hy vorm ons deur hierdie tugtiging. En dis hoe ons ouers teenoor ons kinders moet wees, om hulle te vorm met liefde. Kinders, nommer 2, kinders moet geleer word, om God te dien. Kinders moet geleer word om hulle eie verhouding met God te bou. Met ander woorde, 3 belangrike dinge. Nommer 1, kinders moet leer om te bid. Nee, hulle word eerder geleer om te vloek. Hulle moet geleer word om te bid. Kinders moet geleer word om die woord van God te lees. Nee, wag, hier's 'n tablet. Stop hom in sy hande. Solank jy net jou mond hou en doodstil sit op die bank en ek hoor jou nie en ek sien jou nie en ek weet waar jy is dit oukei. Maak nie saak wat jy kyk nie. Kyk maar Satan sy dinge. Môre sit jy met 'n dilemma dat jou kind het lesbiese begeertes, het gay begeertes, het slegte begeertes wat teenstrydig is met die woord van die Here, dan wonder jy, waar kom dit? Dit kom van die tablet wat jy in sy hand gestop het. Ek gaan nie vanmôre met jou doekies omdraai nie. Stop die woord van God in sy hand en sê vir hom, lees die woord van die Here. Want weet julle wat? Iesaf my sê, maar prediker, hy verstaan nie. Weet julle wat, daar was 'n klein seentjie, hy het saam met sy oupa gebly. En hy was daar langs die rivier gewees, eensaamheid, sy oupa het in eensaamheid gebly. En elke oggend as hulle opstaan, lees hulle Bybel en hulle bid. Elke aand as hulle voor hulle gaan slaap, lees hulle Bybel en hulle bid. En hierdie klein seentjie vra vir sy oupa, oupa, hoekom lees ons die Bybel? En oupa sê, joh, dis 'n groot vraag. En daar lê 'n gooiingsak, 'n steenkool gooiingsak. En hy sê vir hom, seun, hier gaan haal jy vir my met hierdie sak, gaan haal vir my water. En hierdie klein seentjie is gedetermineerd. Hy hardloop af rivier toe, hy gaan skep water. Ja, en net voor hy by die huis kom, is die sak leeg. En so hardloop hy op en af. En op 'n stadium is hy moeg en hy sê, oupa, ek het my beste gegee, maar hier water bly nie in hierdie sak nie. Hy sê, kyk, wat het met hierdie sak gebeur? Bo waar jy hom vashou, is hy nog pikswart. Maar onder waar die water uitgegaan het hy silwerskoon geword. Dis hoe die Bybel werk. Hy maak jou van binne af skoon. Hoe weet ek nie? Maar ek weet hy maak jou skoon. En dis wanneer ons kinders Bybel begin lees. Kind van God. Nommer 3 is om ander te dien, om te dien. Dis belangrik om ander te dien. Josua 24 vers 15. 'n belangrike skrif. En kyk wat sê Josua hier. Ek en my huis. Los maar my broer. Ek en my huis. Ons gaan die Here dien. Julle kan doen wat julle wil. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ek wil vanmôre vir jou sê,
Baie dae in my lewe het ek alleen gestaan, saam met my huis, omdat ons die Here gedien het. Omdat ons die naam van die Here, omdat ons kerk toe gaan meer belangrik is as 'n braaivleis, as 'n partytjie. My kinders was honderde keer vir my kwaad gewees. Op 'n Vrydag aand wil hulle na hierdie sokkies en parties toe gegaan het wat die skool aanbied. Dan sê ek jou plek is in die huis van die Here. En dan sit hulle die eerste 10 minute met sulke dik wange net in die kerk, maar daarna kom die Heilige Gees, dan ontdooi hulle, dan word hulle weer my normale kinders. Hulle sit vanmôre in die kerk. Hulle kan getuig of dit so is. Kind van God. Jou kinders moet wees in 'n huis waar God geëer moet word. Waar God gedien moet word. Waar die Here gerespekteer en liefgehê moet word. Die wêreld, weet julle wat nie, dit is my so sleg. Dan kom ek daar by die hospitaal en sê hulle, pastoor, bid net vir hierdie kind want hy's so siek. Ek weet nie wat aangaan nie, hy's so siek en ons kry hom net nie gesond nie. Pastoor, sal jy bid saam met hierdie kind? Weet julle wat nie, wanneer hy siek is, wil ons die Here ken. Wanneer hy gesond is, wil ons die wêreld ken. My broer en my suster, jy moet 'n keuse maak, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy gaan die een lief hê, jy gaan die ander een haat. Jy moet 'n keuse maak wie jou God is. Jy moet 'n keuse maak wie jy wil dien. Jy moet 'n keuse maak wie jy liefhet. Jy moet 'n keuse maak vir wie jy aanhang. Jy moet 'n keuse maak in jou lewe wie jy wil aanhang. En as jy hemel toe wil gaan, moet Christus jou keuse wees. En as jy hel toe wil gaan, moet die wêreld jou keuse wil wees, kind van die Here. Dis jou keuse wat jy maak. Ek kan nie vanmôre vir jou sê wat jy moet doen nie. Ek kan nie vanmôre vir jou sê wie jy moet dien nie. Ek kan nie vanmôre vir jou sê wie jy moet aanbid nie. Ek kan nie vanmôre vir jou sê jy moet jou Bybel lees nie. Dit moet jou keuse wees, want die Here skryf in Galasiërs 5. Hoor net vir my mooi. In jou is die vlees en in jou is die gees. En hierdie twee getuig teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wil nie. Maar as jy deur die gees gelei word, sal jy 'n kind van God wees. As jy 'n kind deur die vlees gelei word, sal jy 'n kind van die wêreld wees. Jy besluit wie jy wil wees. Die kerk maak jou nie so nie. So moenie vir my sê die kerk het jou seer gemaak nie. Die kerk het ons almal geseën. Weet jy wat? Ek was afgedank deur die Hooggeregshof toe ek 32 jaar oud was. Deur die kerk. Toe was ek die president van die kerk. Wat maak dit saak? Ons moet nie daar wees vir die kerk nie, ons moet daar wees vir Christus Jesus. Ons moet nie kyk wat mense doen nie, ons moet kyk wat doen die Here. Dis wat ons moet kyk. En dis waar ons as gelowiges moet wees. My derde punt is, en hier dink ek is die moeilike punt. Die moeilike punt, en ek wil net vir jou sê, hier's my preek, en dit het die Here in die nag aan my geopenbaar. Ek leel vir jou nie die preek meer nie, wat die Here in die nag aan my geopenbaar het. Wat hy wil hê ek moet vanmôre sê, en alles is hoe moeilik, ek moet dit nou maar sê. Om 'n voorbeeld van geloof en karakter te wees. Om 'n voorbeeld van geloof en karakter te wees. 'n Huis te kweek, te skep, waar God geëer word. ‘n huis waar jy as ma en pa God eer en respekteer. 'n huis waar jy en ek 'n bewys lewer aan ons kinders dat ons God liefhet. Dat ons God liefhet. Kinders, jy wil vir kinders preek, gaan kerk toe. Jy moet so maak en jy moet so maak. Hy stuur hom nie daaraan nie. Hy doen wat hy sien. Hy doen wat hy sien. En gelowiges, wat sien die wêreld by almal van ons? As ons nie in die kerk is nie. Kyk, luister nou mooi nie. Laat ek julle vertel, daar in die besigheid werk dit ook so. Die mense stap in en vloek hulle soos matrose. As dan die Elana sê pastoor, nê.
Dan is dit soos om die wêreld in dag in sekonde en terug. Dan verander hulle soos dag by die nag. En dan is hulle sommer heilig ook, dan is hulle sommer in die kerk ook. Die Here het gesê, wees 'n skynende lig in hierdie donker wêreld. Die Here het gesê, wees jy die sout van die aarde, nie die kerkie. Jy as mens moet die sout van die aarde wees. Jy en ek. En dit is wat die Here vanmôre van jou en my verwag, kind van God. Daarom staan daar geskrywe. Filippense 4 vers 9, en ek wil net hierdie twee skrifgedeelte vir jou lees. Filippense 4 vers 9, 4 vers 9 tot eer van die Here. Daar staan geskrywe. En wat julle geleer en ontvang en gehoor, en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Wat sien die ander in jou? Wat sien jou kinders in jou? Ons gaan hierdie toewyding maak vanmôre aan die Here. Wat sien die kinders in jou? Dana, Lali, wat gaan Zayden sien? En julle wat ouers is, hoe gaan jy die pad vorentoe wees? Ek wil vanmôre vir sê, ouer, wees 'n rolmodel vir jou kinders. Van gehoorsaamheid, van eerlikheid, van opregtheid, van nederigheid, van standvastigheid in die woord, van gehoorsaamheid aan die stem van die Here jou God. Weet jou kinders om na die Heilige Gees te luister. Weet jou kinders om te vra vir die Here voor hulle eksamen skryf. Weet jou kinders dat die Here vir hulle kan help in moeilike tye wanneer jy nie daar is nie. Of maak jou kinders net op jou staat, want hulle ken nie die Here nie. Dis jou plig, volgens die woord van die Here as ouer, om hulle in die vleese van die Here groot te maak. Ons gaan dit nou sê. Mag die woord vanmôre aan elke hart vaslaan. Mag die Here met elkeen wees om hiervandaan goeie besluite te neem. En mag die Here gee vir lewens wat moet verander, dat dit sal verander, van omstandighede, dat dit sal verander. Mag die Here en die seën van die Here op elke huis rus. Ons roep so maklik uit, keer terug na God toe, maar moet terugkeer na God nie by onsself begin nie. Ons kyk net wat ander doen. Kyk ons verslag wat ons doen. Kom ons sit net so, en vir u wat wil staan saam met my, ek wil vanmôre daar aan die Here staan en sê, Here help my. En as jy ook vanmôre vir die Here wil vra, Here help my, ek is nie perfek nie, en ek is ook nie perfek nie. Ek het seker die meeste foute van julle almal. Hemelse Vader, ons dank u vanmôre dat ons op ons voete kan staan. En dankie Here dat u woord gekom het gedryf deur die Heilige Gees om met ons harte te kom praat vanmôre, Here, en ons net harte net te kom aanraak vanmôre en sê, Here, open ons oë dat ons kan sien, Here. Open ons harte vir die Heilige Gees om ons te oortuig. Open ons ore, Here, dat ons kan fyn luister na die stem van die Heilige Gees, Here. En ek bid, Here, dat elkeen ingeoefen raak, Here. Nie net in hierdie môre nie, maar Here, elke dag van ons lewe, ook wanneer ons uit mekaar uitgaan. My God, wil ek bid vanmôre dat u elkeen se swakke hand, ook myne, Here, in u sterke hand sal vat, Here, en dat u vir ons krag by die kruis sal gee. Here, ek bid vanmôre in die naam van Jesus Christus, Here, dat u 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete sal wees. Here, ek bid vanmôre soos Dawid uitgeroep het en gesê het, Here, wees my herder. Wil ek uitroep vanmôre en sê, Here, kom wees ook my herder, Here, ook myne, Here. Maar wees ook elke boete aan Sissa vanmôre in hierdie kerk se herder, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat u elkeen van ons lei na groenwy velde, na waters waar rus is, Here, waar vrede is. Maar my God, ek bid vanmôre in Jesus naam dat u teenoor almal van ons se vyande sal opstaan, Here. Dat u ons se beker sal oorloop, Here, met olie, Here. En ek vra vanmôre, Hemelse Vader, in Jesus naam, dat goedheid en guns ons almal sal volg, Here, al die dae van ons lewe. En dat ons in die huis van die Here sal bly tot in lengte van dae. Dis my verklaring vanmôre, Here, en ek wil sê, Here, waar ons u teleurgestel het, vra ek vanmôre vir vergifnis, Here.
waar ons verkeerde keuses gemaak het, vra ek, Here, dat U ons swakheid te hulp sal snel, en dat U vir ons 'n God van naby sal wees, Here. Here, U het tog geskryf in die woord dat U gesê het, ek het met julle swakhede, het ek medelee. Here, ek het nie baie woorde nie, maar mag ek net vra, in Jesus naam, wees vir ons 'n God van naby. Wees asseblief 'n rots waaronder ons skuiling kan neem, Here. En lei ons deur U Gees in die waarheid. Lei ons deur U Gees in die woord, Here. Lei ons deur U Gees in Jesus naam. Amen. En amen. U kan nie sitplekke neem. Ek gaan vir Dana en vir Lali vra om vorentoe te kom. Kom oupa toe. Kom gou oupa toe. Toe maar hy ken sy oupa, moenie worry. Prys die Here. Dit is vanmôre ons voorreg as gelowiges om na die Here toe te kan kom. En vanmôre vir die Here te vra. Seën U hom, Here. En ek wil vir die ouers sê, as jou kinders nog nie ingeseën is nie, maak met een van ons predikers 'n afspraak, sodat ons jou kan lei om hierdie pad te loop tot eer van die Here. Tot eer van die Here. Op die regte manier. Op die regte pad. Ek gaan die gemeente vra om te staan. Altyd het ek baie te sê, maar vanmôre het die preek alles gesê. Ek gaan ook vra dat ons 'n mikrofoon hier voor sal kry. Gemeente, die woord van die Here sê, net dit wat ons saai, dit sal ons maai. Gee maar eers. Dit sal ons maai. En ek wil vanmôre vir jou vra, Dana en Lali het nie al die wysheid nie. Hulle het nie al die kennis nie. Want God het vir hulle 'n unieke baba gegee, soos wat hy vir almal 'n unieke baba gee, om groot te maak. En hy het hulle ouers gemaak. En ek wil hê vanmôre jy met jou hand uitstrek na hulle toe, en vir hulle bid en sê, Here, wees U vir hulle 'n God van naby. Seën hulle met wysheid en kennis. Seën hulle met insig. Maar seën ook vir Zaiden. Want hy gaan nie elke dag onder sy ma en pa se hand kan wees nie. Daar gaan daar kom wanneer hy sy eie keuses moet maak. En as die Here nie met hom is nie, maak hy swak keuses. En as hy nie geleer is om tussen reg en verkeerd te onderskei nie, maar as hy geleer word om te maak soos hy wil, gaan hy dit nie kan doen nie. Hy gaan dit nie kan doen nie. So kom ons dra vir Zaiden op en ons gee hom vanmôre terug vir die Here, soos Hana vir Samuel teruggegee het aan die Here. En ons weet net vanmôre dat die Here 'n God van naby sal wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, in die naam van Jesus Christus kom ons vanmôre, en Here, ons dra vir Zaiden van Tonder vanmôre op aan die troon van U genade. En ek vra vanmôre, Here, dat U vir hom 'n God van naby sal wees. Here, dat U vir hom sal seën, Here, met wysheid en kennis uit die hemel uit.
En Here, ek bid vanmôre oor sy lewe af, Here, wanneer hy voor moeilike omstandighede kom, Here, dat hy keuse sal maak om u naam groot te maak. Keuse sal maak waarin hy u sal vereer, Here. Maar ek bid ook oor sy lewe uit vanmôre, gehoorsaamheid. Ek bid leierskap oor hom uit, ek bid seën oor hom uit. Here, ek bid vanmôre dat elke plek waar hy sy voet neersit, dat u daardie grondgebied aan hom sal gee, Here. Ek bid vanmôre oor hom uit, Here. Vader, dat hierdie grondgebied wat u aan hom toevertrou, Here, dat u in daardie grondgebied vir hom sal seën, Here. Maar ek bid ook vanmôre, my God en Hemelvader, dat u die onheil van hierdie grondgebied van hom af sal weerhou, Here. En my God, dat u die reëns op die regte tyd sal gee. Here, dat u die oeste, Vader, en die vrugte, die eersteling van al sy vrugte aan u sal toewy, Here. En my God, ek seën hom vanmôre. En so seën ek hom vanmôre in die naam van die Vader en van die Seun en van die kragtige werking van die Heilige Gees. En Here, ek vertrou hom toe aan u, soos wat Hanna vir Samuel toevertrou het, Here. In die naam van Jesus Christus. En Here, ek gee hom nou vanmôre terug aan sy ouers. En ek seën hulle vanmôre om oor hom te waak, Here, om groot te maak tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. En ek bid vanmôre, Here, dat u hierdie ouers sal seën, selfs in hulle dae van onsekerheid, dat daar sekerheid sal kom. In hulle dae van twyfel, Here, dat u vir hulle geloof sal gee. En daar, Here, wanneer hulle kennis nodig het, dat u vir hulle wysheid en kennis sal gee. Maar Here, ek bid ook vanmôre, dat hulle oor hierdie kind sal profeteer, dag en nag. Here, dat hulle lewe oor hom sal uitspreek, in die naam van Jesus Christus, en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Nou is dit vanmôre, jy kan hom maar vashou daarna. Lali het gesê, sy is die spreker, julle kan sit, baie dankie. Lali het gesê, sy is die spreker. Prys die Here. O genade, ek hoop julle het nog baie tyd. Lali al papiere. Kan maar voortgaan. Hallo, Billetjie. Zaiden, ons seëning vir jou, my kind. Mag jy goed geluister door die Here jou God. Mag jy sy woord gehoorsaam en in die Here se weë wandel waar ook al jy gaan. Mag jy gesondheid groei in die beskerming wees van die Here. Mag al jou drome in die lyn wees van die Here. Sê van die Here se wil, waar ook al jy gaan. Seën ons jou as jou ouers, dat God se guns jou sal volg in die skool, in jou werk, in jou vriende en in jou lewe. Jy is geskep vir leierskap. Ons spreek dat jy nie volg in die voetspore van die wêreld nie, maar sal 'n pad wys vir ander, vol wysheid en insig. Ons as jou ouers bid dat jy altyd sal kies om in die Here se oë te wandel, om hom lief te hê, te volg, te eer en in die Here se woord jou rigting sal gee en in die Gees jou lei. Alles wat jy aanpak sal voorspoedig wees. Jou hande sal geseënd wees. Jy behoort aan die Here. Ons as jou ouers beloof dat jy die Here sal ken van jongs af. Vandag vir ons dat die Here jou herder sal wees, vir jou te sorg, te lei, as daar moeilike of maklike oomblikke in jou lewe is, dat jy hom sal prys, laat hy 'n plek sal wees van vrede. Mag die Here jou lei, beskerm en altyd naby wees, sodat jy in sy liefde kan groei en in sy vrede mag leef. Dit is jou onseëning as jou ouers vir jou. Amen, amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Prys die Here. Nee, nog nie. Nog nie. Ek gaan die gemeente vra om te staan ook. Genade. Ek moet nou net raakvat. Mag die Here vir jou seën daarna. Goeie ouer te wees vir sy dit. Mag die Here vir jou seën, my kind. Ek oorhandig in hulle sertifikaat en ek vra vir die gemeente om hulle hande uit te strek en vir hulle te sing, laat Heer u seën op hul daal vanmôre. Prys die Here.
Jali en Dana vra om met by die deur te staan. Ek glo die gemeente wil vir julle ook baie geluk wens op hierdie pad vorentoe. Ek gee oor diens oor aan Louise, soos wat Louise laat julle kan maar sit. Baie dankie Louise.